Ons gaan vra dat jy staan vir 'n toetrede lied. Psalm 157, strofes 1 en 2. Daarna bly jy staan vir die foto met die seëngroet en ons sing ook Psalm 335, strofe 1 en 2. Die Heiland is gebore, want ons beweeg nou in hierdie tyd van die jaar in, waar ons groot fees vier vir die geboorte van Jesus Christus. Kom ons staan en dan sing ons saam. Die genade sal by ons almal wees, wat ons Here Jesus Christus met 'n onverganklike liefde liefhet. Amen. Ons bely ons geloof vanmôre saam met die Heidelbergse Katekismus van baie jare gelede. Sondag 1, vraag en antwoord 2. Die vraag is: hoeveel dinge moet jy weet om gelukkig te kan lewe en gelukkig te kan sterwe? Die antwoord: 3 dinge. Eerstens, hoe groot jou sonde en ellende is. Tweedens,
hoe jy van al jou sonde en ellende verlos word, en derdens, hoe jy God vir so verlossing dankbaar moet wees. Ons sou dit soos volg kan opsom en bely: ware vreugde, die ware sin in die lewe, gaan oor 3 dinge. Die besef van ons sonde, die ware besef van ons verlossing in Christus, en ons dankbaarheid daarvoor. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, terwyl ons so bly sit, gaan ons saam sing oor die liefde van God, wat God se wil is. Uit Gesang 334, strofes 1 tot 4, God is liefde, juig ons harte. Broers en susters, die jong mense, dis alweer sulke tyd. Ons is aan die einde van 'n hele jaar. En deur hierdie jaar het ons 4 kategete gehad, 4 sonnaskoolonderwysers, wat die kinders van hierdie gemeente ywerig onderrig het en opgevoed het in die woord van die Here. Ek vra dat daardie 4 kategete, solank hier na vorentoe sal kom, hier by my staan, en dan gaan ons voortgaan met die uitdeling van die bywoningssertifikate. Terwyl hulle vorentoe kom, daar was 24 sonnaskoolgeleenthede gedurende die jaar. As 'n kind 100% teenwoordig sou wees, en die sonnaskool sou ongeveer 20 minute per keer wees, beteken dit eintlik maar net dat die kinders net 8 ure se kategese onderrig in die jaar kon ontvang. Dis baie min. Dit beteken, as 'n kind die helfte nie by die sonnaskool was nie, wat ook al die omstandighede is, dan was die opvoeding maar 4 ure. Dis al wat die kerk gehad. So ons moet ook altyd dit onthou, dat ons regtig sal moeite doen om in die toekoms te sorg dat ons kinders so gereeld as moontlik kom, want die geleenthede vir die onderrig van die woord van die Here en om hulle daarin te onderrig en te lei, raak minder in die wêreld waarin ons is, en die tyd is ook redelik beperk. Ons sien ook uit na volgende jaar, want ons gaan volgende jaar ook intentioneel baie hard werk om te kyk of ons dit meer sinvol en betekenisvol kan maak vir die kinders. Ons het hierdie jaar geen finale jaar katkesante. Geen katkesante wat openbare belydenis van geloof aflê. Maar volgende jaar het ons 7 wat openbare belydenis van geloof aflê. En dan raak ons groepies al minder, want ons jongetjies is klein en min gesag.
Ek gaan nou gewend vir die kategete hier, hulle sertifikaat te gee, dan sal ek roep. Bybel wil nie op die trofees bly. Die eerste klompie sertifikate gaan die kinders na vore toe roep. Hulle gaan hier kom staan en as almal hier is van daardie groep, dan sal ons hulle gelukwens, hande klap en ek wil dan 'n fotootjie net neem saam met die kategete in die agtergrond. Ek lees dit van al die jaargroepe. Die eerste toekennings gaan sertifikate vir bywoning en deelname van kinders wat een of meer keer hierdie jaar bygewoon het. En ons wil graag vir hulle sê, dankie dat julle die sonneskool bywoon, ons wil julle motiveer om ook verder vorentoe vir ons nog by te woon. Ek roep vorentoe vir Wanja Jansen van Rensburg, Lilia van Huisteen, ek dink dit moet Lily Pitt wees. Lily Pitt van Huisteen, so hoor ek sy oupa van. Anke Pretorius, Keanu Karstens, Mia Pretorius, CJ Stevens, Eva Karstens, Liam Viljoen en Johandrey Viljoen. Ons kan dan vir Lilliput hande klap. Die volgende sonneskoolkinders ontvang bronssertifikate vir bywoning van deelname 50% en meer. Lia Engelbreg en Kayla Botha. Lia met haar swart en wit en ek is ook grys en swart en wit aangetrek. Ons moet na die tyd 'n foto saam neem want ons is gematch. Sertifikate vir bywoning van kategese 65% en hoër. Roan Olivier en Hailey Barnardo. Sertifikate vir bywoning en deelname 80% en hoër. Nala Potse, Jakes Leroux, Johandro Barna, Bianca Botha, Anshin Leroux, Tian Potse, Shanae Barna, Carla Viljoen, Alexis Helberg, Aiden Helberg, Anna Mart Viljoen, Henen Viljoen en Luan Oelofse.
jy en Aiden, agter en Jan, so hier langs Aiden kom staan. Net sien of ek julle almal kan sien. Ja, dankie Bianca. Terwyl hulle terugbeweeg, wil ek net sê dat ons baie dankbaar is ook vir die bywoning. Ons aanvaar dat die uitdagings in ons tyd baie moeilik is. Een groot uitdaging is hersaamgestelde gesin. Waar kinders een naweek by een ouer is, ander naweek by ander ouer is, en dan nie elke Sondag nie kan wees. Die ander ding is, die kinders wat ons in die gemeente het, is miskien nie baie nie, maar is almal hoogsbegaafde kinders. En neem al geweldig baie aktiwiteite deel by die skool en oralste, en dit raak ook hulle bywoning. So ons verstaan dit, ons begryp dit, elke kind verwag ons om maar die beste te doen wat hulle kan. Vir elke jaargroep het ons ook 'n trofee vir die beste bywoning vir daardie jaargroep se kinders. En die eerste jaargroep is die graad 1 tot 3 en daar is dit Lia Engelbrug. Dan het ons die graad 4 tot graad 5 en daardie jaargroep is dit Nala Kots. In die graad 6 tot 7 klas met 'n 100% bywoning Johan Roep Barna. En Elani het 3 kinders wat 'n 100% bywoning het in die hoërskoolgroep, die graad 8 tot 10s. En daarom gee ons vir al 3 van hulle. Vir ons kies nie tussen hulle nie. Daar was ook 'n bonuspunt bywoning. So daar is 'n paar wat meer as 100% bywoning gehad het, maar almal 100% bo wat bygekry is. Alexis Helberg, Aiden Helberg en Sinead Barna. En dan sê ek net weer vir al ons kategete en hulle harde werk. Celia Langsan is die kategese hoof. Die kinders net na die tyd kom dat sy hulle almal se sertifikate teken. Jacques het gemaak dat hulle vanmôre laat was. Dis Jacques. Definitief sê sy. So sy net almal se sertifikate teken na die tyd voor hulle gaan roomys eet. Ons sê net ook weer vir ons kategete baie dankie.
Kom ons bly net so sit, dan buig ons die hoofde, dan bid ons saam. Here God, ons is dankbaar. Dankbaar vir hierdie jaar waarin ons die voorreg gehad het om die kinders wat U aan ons toevertrou en wat ons met doopgeloftes beloof het, ons sal onderrig en lei in die woord van die Here dit kon doen. Dankie vir die katedrete wat voorgegaan het, baie ure ingesit het, maar veral hulle hart en hulle gesindheid vir die kinders. Dankie vir elkeen van die kinders wat ons weer is op U kinders. Dankie vir elke mamma en papa. Dankie vir elke ouma en oupa wat bygedra het en deel gewees het van hierdie jaar se kategies. Here, as ons nou saam bid, word ons stil en ons as ouers en grootouers vra by hierdie geleentheid dat U ons ook so sal versterk met ware wysheid en ware insig dat ons as voorbeelde vir ons kinders in hierdie wêreld kan optree. Vir al die kinders wat ons paai kruis. Sodat hulle 'n rigting het, 'n rigting op pad na die Here. Nie elke rigting saam met die Here in die koninkryk van God. Maak ons ook rustig, Here, om die woord te hoor. Wanneer ons die woord oopmaak vanmôre, daar ek lees en daaroor met mekaar saam dink. Praat, Here, klein en groot wat ons graag luister. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die skriflesing vanmôre kom uit Efesiërs 3 vers 14 tot vers 21. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, skrifgeleerdes is dit eens dat hierdie perikoop, en die woord perikoop is maar net 'n slim woord vir 'n afgebakende gedeelte van die Bybel. Die skrifgeleerdes eens gesin dat hierdie afgebakende gedeelte, die gebed van Paulus aan die gemeente in Efese, die hart is, die grond is, wat die hele brief aan mekaar bind. Die 3 hoofstukke voor hierdie gebed en die 3 hoofstukke na hierdie gebed word eintlik deur hierdie gebed vasgehou en vasgebind. Mens moet eintlik die eerste 3 hoofstukke lees deur die bril van hierdie gedeelte. En 'n mens moet die laaste 3 hoofstukke lees ook deur die bril van hierdie gedeelte. Dis die moeite werd om hierdie gebed stadig oor en oor te lees in jou stilte tyd. Dis die moeite werd om in jou stilte tyd hierdie gebed te vat en daaroor na te dink, met mekaar daaroor te praat, met mekaar te deel wat jy hoor en wat jy ervaar in hierdie gebed. Ek persoonlik
is met die noukeurige lees van hierdie gebed vir Bybelstudie aangegryp deur Paulus se unieke siening van gebed. En ek wil hê jy moet saam met my die Bybelstudie groep verder ontdek wat hierdie gebed so uniek maak. In Efesiërs 3 vers 1 lees ons dat Paulus 'n gevangene was. Ja, Paulus is in die tronk as hy hierdie gebed skryf en bid vir die mense van Efesië. Maar onthou, hy is nie in die tronk omdat hy 'n krimineel was nie. Hy is in die tronk omdat hy nooit kon ophou om vir die wêreld en alle mense op sy pad te vertel van die Here, van Jesus, van die verlossing, van sy liefde, van die redding van Christus. Moontlik is hy in Rome in die tronk as hy hierdie gebed skryf. Maar ek wil hê julle moet vashou, hy's in die tronk. Hy's onregverdig in die tronk, sou ons sê, want hy's nie daar omdat hy gevangenes is omdat hy 'n krimineel is. Hy was daar omdat hy as gelowige nie sy mond oor Christus en die verlossing in Jesus Christus kon hou nie. Ons sou dalk kon verwag dat Paulus in hierdie brief sou kom kla oor die onreg wat hom aangedoen is deur hierdie gevangenskap. Here, dis mos nou nie regverdig nie. Hoekom kom hierdie onreg op my pad? Hoekom sit jy's ek in die tronk? Ek, Here, wat so hard vir die werk. Ek wat niks verkeerd gedoen het nie. Miskien kon hy in hierdie gebed gebid het en gevra dat die Here hom onmiddellik sal vrylaat, want hy verdien dit. Nie in ons taal sou hy dalk hom sê, hy kon die Here vra om hom vry te laat, want dis sy reg. Miskien kon hy bid dat die medegelowiges hom baie meer sal jammer kry, as wat hulle hom jammer gekry het. Maar nee, dit is nie wat Paulus doen. En dit is hoekom ek aan die begin verwys het na Paulus se unieke gebed. Wanneer ons bid en vra, dan moet ons dit op 'n ander manier doen, sê Paulus. Paulus wil vir ons sê dat ons uiterlike omstandighede nie bepalend moet wees vir wat ons in ons gebed voorvra in die eerste plek nie. Ek wil gesond word, Here. Ek wil die werk kry waarvoor ek aansoek gedoen het, Here. Ek wil jonk en sterk bly, Here. Ek wil 'n baie goeie bankbalans hê, Here. Ons bid gewoonlik vir dit wat ons in die lewe wil hê, die uiterlike ding. En dis nie heeltemal verkeerd nie, want die Bybel sê ook vir ons dat ons kan vra as ons 'n verhouding met die Here het. Maar daardie uiterlike dinge mag nooit ooit ons uitgangspunt wees. Daardie uiterlike dinge in my lewe mag nooit die fokuspunt van my gebed wees nie. Dit mag ook nie die fokuspunt wees van die gebed wat ek bid vir my gemeente nie. Dit mag ook nie die fokuspunt wees vir die gebed wat ek bid vir my kinders of my kleinkinders nie. Of vir my volk of vir my familie of vir wie ook al die uiterlike dinge wat ek so graag wil hê, hulle moet kry. En baie dikwels val ons sin ook nog weg, want hulle verdien dit. Paulus leer vir Jesus volgelinge soos ek en jy, vir Jesus volgelinge van daardie stad, dat in die gebed dit in die eerste plek oor ons innerlike moet gaan. Miskien bid ons dalk te maak in die eerste plek en gefokus en dalk altyd net vir die uiterlike. Paulus bid in die eerste plek vir 'n innerlike sterkte. 'n hartsverandering sê hy. Hy bid dat hulle innerlike krag sal toeneem sodat hulle die uitdagings van hulle lewe te bowe sal kom. En hy bid dat hulle bewus sal word van die liefde van Jesus Christus vir hulle. Hoor wat sê Paulus? Hy sê ons verander die wêreld deur die uiterlike dinge eers te verander. Ons verander die wêreld, ons verander die lewe van ons kinders en ons kleinkinders deur om eers hulle innerlike, hulle binneste te verander.
sodat dit van binne af na buite toe kan gaan. Nou, ook ek, nie gefokus deur hierdie perikoop, wat ek saam met die Bybelstudiegroep gelees en bedink het, bid ek anders ook vir die gemeente Suurfontein. Ek bid anders vir my kind. Ek bid anders vir my vrou. Ek bid ook nou anders vir my geliefdes en die mense wat God op my pad sal plaas. Ek het 'n bietjie 'n kopskuif gemaak. Here, gee my gemeente die innerlike krag om die uitdagings wat ons te bowe moet kom, te bowe te kan kom. Nie, Here, verander die onregverdige omstandighede rondom my kind en sy lewe nie, maar Here, gee hom innerlike krag om die uitdagings wat op sy pad kom, van binne af in die geloof te kan weerstand bied. Vir 'n geliefde wat 'n kind aan die dood afgestaan het, kan ons nie bid dat die Here daardie kind moet teruggee nie. Maar ek bid die Here dat hulle innerlik krag sal ontvang om elke dag met dit saam te kan leef en te kan oorleef en in die geloof vorentoe te beweeg. By Paulus leer ek vandag eerder te bid vir geloofsverdieping, vir hartsverandering van my geliefdes en van myself, vir 'n Christus manier van dink, doen en praat, van binne af, van Christus. Hierdie hartsverandering sal ons help om hierdie stikkende wêreld anders te begin dink, om in hierdie stikkende wêreld anders te begin praat en te doen. In Lukas 6 vers 45 lees ons: 'n goeie mens bring goeie dinge voort uit die goeie skat van sy hart, en 'n slegte mens bring slegte dinge voort uit die slegte skat, want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En 'n vergelykbare uitspraak lees ons in Matteus 12 vers 34: Ander geslag, hoe kan julle wat sleg is iets goed sê? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Ons kan nie wat mense praat verander as hulle harte nie verander. Daarom moet ons bid dat mense se harte verander, dat my eie hart verander. Die uitdrukking kom dus uit die woorde van Jesus self. En dit dra die betekenis wat binne in 'n mens se hart leef. Jou gedagtes, jou emosies, jou waardes. Uiteindelik in jou woorde en optrede sigbaar word. Dis hoekom ons bid. Dis hoekom ons bid vir geloofsverdieping en vir hartsverandering. In die derde plek leer ek by Paulus om voorbeding te doen vir 'n bewuswording van Christus se liefde. Nou, Christus se liefde beteken nie voorspoed nie. Christus se liefde beteken nie gemak nie. Christus se liefde beteken nie meer mag vir my of meer gesag vir my nie. Paulus sê op baie ander plekke in sy brief dat hierdie liefde van Christus is die genade van God. Die liefde van Christus, die genade van God, is sy redding en sy verlossing van ons sondes. In Christus is ek en jy bestem tot die ewige lewe. Dis Christus se liefde. Dis iets wat ons verstaan. Dit is iets wat ons weet. Dit is iets waarmee ons groot geword het. Die vraag is net, maak dit nog 'n indruk op ons? Die feit dat ek en jy vandag verseker weet, ons is gered in Christus. Nie uit onsself nie, omdat hy ons lief het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Kom ons leer hier by Paulus. Ons bid vir ons ouers, ons
bid vir mamma, vir papa en ouma en oupa. Ons bid vir ons kinders en ons bid vir ons kleinkinders. Ons bid vir ons gemeente, ons bid vir ons geloofsgemeenskap, ons bid vir ons land, ons volk, ons mense. Ons bid vir die wêreld, die kinders van die Here. Ons bid anders. Ons bid dat God hier van binne af iets aan ons en hulle sal maak. Dat God hier van binne af verandering sal bring deur geloofsverdieping te bring. Dat ons almal sal weet en verstaan wat die liefde van Christus in werklikheid vir ons beteken. Broer en suster, dink 'n bietjie mooi. Dink regtig mooi hier. Jy en ek is gered in Christus. Ons ontvang die ewige lewe omdat hy ons liefhet. As ons dit werklik ons eie maak, dit van binne af uitvloei, dan gaan ons anders praat. Dan gaan ons anders dink. Dan gaan ons anders doen. Paulus wil hê ons moet eintlik innerlik geestelik versterk word. Ons geloof moet verdiep word. Wanneer hulle hierdie gebed hulle eie maak, sê Paulus, raak ons meer en meer geestelik volwasse. Raak ons te midde van hierdie teenstrydige wêreld, hierdie moeilike wêreld, hierdie onregverdige wêreld, hierdie hartseer wêreld, hierdie siek wêreld, hierdie wêreld vol bedrog en oorlog en haat. Raak ons veranderingsagente. Vertel ons vir die wêreld van die liefde van Christus, van sy verlossing. Bid ons dat hulle wat aanslae ervaar, van binne af verdiep en krag sal ontvang. My wens vandag is Paulus se wens van jare gelede. My gebed vandag is Paulus se gebed van jare gelede. Van Woensdag af, eintlik van Dinsdag af van my voorbereiding vir die Bybelstudie, het ek oggend en aand net hierdie gebed opreg gebid. Ek wil hê elkeen moet terwyl ons net so bly sit, stil word in ons binneste. Bid saam met my hierdie woorde. Here, gee innerlike krag. Here, gee 'n hartsverandering en 'n geloofsverdieping. Here, gee bewuswording van die liefde van Christus. Amen. Staan saam met my en sing saam met my een van my gunsteling liedere. Dis 'n Kerslied en julle sal agterkom, ons ken hom uit ons kop uit, maar kyk ook na die woorde van hierdie lied. Dis 'n aangrypende gebed, lied om te sing. Sing saam met my Stille Nag, Heilige Nag, terwyl ons staan, ook vir die seën en ook vir die wegsendingslied van 38 daarna. Kom ons staan.
gaan deel ons verder uit. Ons gee ons hele lewe uit dankbaarheid. Die Here laat ons nie alleen nie. Hy het ons reeds beloof. Hy sal ons seën. Amen.